Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, 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 keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna to the King of Kings. Baie dankie. Hoe gaan hy in Afrikaans? Gee my olie in my lamp, hou my brandend, brandend, brandend. Wil julle nooi om die woord saam op te maak by Judas hoofstuk 1. Baie dankie. Judas, nou daar is baie vrae in mense se gemoedere oor die boek Judas. Dis 'n interessante boek, hoewel die vraag word gevra, is dit 'n boek om te lees of nie? Is dit 'n boek wat in die Bybel hoort of nie? So ons gaan nou daar saam lees, maar voordat ons daar saam lees, kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om so as kinders van die Here by mekaar te kan wees op 'n Woensdag aand, en bietjie bekragtig word deur u woord, en vir mekaar te kan intree. Here, ons dink baie keer, ons kom net vir onsself, maar ons besef nie altyd wat die afwesigheid van ons in iemand anders se lewe veroorsaak nie. Here, baie dankie dan dat ons hier kan wees, om vir mekaar te kan bid, mekaar te kan intree, mekaar te kan bystaan. Die woord sê, bid vir mekaar, dra mekaar, laat ons op mekaar ag gee. Here, hierdie is die geleentheid in 'n week, wat ons het om op mekaar ag te gee. Here, baie dankie dan nou dat ons so by mekaar kan wees. Dankie vir hulle wat die weg kon oopsien, ook hulle wat sou inluister of later. Here, dat die woord van die Here vir ons tot groot seën sal wees. En ook die gebedstyd, wat so belangrik is onder kinders van die Here. Here, ons begeer krag, maar die vereiste is gebed. En soos ek gereeld getuienisse hoor van die krag wat daar is in gebed, die woord van die Here sê, die gebed van 'n vurige gebed van 'n regverdige, het verskriklike groot krag. En Here, dat ons dan ook daarop hierna sal ag gee. En nou word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Ons lees dan saam in Judas. Judas het net hierdie een hoofstuk met 25 verse. Ons lees dit saam, alhoewel net die eerste 2 verse, en daarna is dit reg, en die gaan ons vers vir vers vat, anders gaan ek u vanaand 1 uur en 'n half besig hou. Ons gaan net die 2 verse lees, en daarna vers vir vers vat. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus, en broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle menigvuldig word. Vereers net tot sover. So as ons net vir 'n oomblik eers kyk na die gedagte van Judas, wie skryf hier? Is dit Judas Iskariot wat Jesus verraai het? Nee. Is dit Judas as ek reg is, die seun van Jakobus? Nee. Hierdie is Judas, die broer van Jakobus, en dan ook die broer van die Here Jesus, sover ons dit het. Hoewel hy ag homself nie waardig om te sê ook broer van die Here Jesus nie, maar wat sê hy van die Here Jesus? Hy's diensknegt, hy's doulos, hy's slaaf van die Here Jesus. Hierdie broers van die Here Jesus wat hom later dan gedien het, heel waarskynlik meer hier na sy opstanding,
Ons lees in Markus hoofstuk 6 vers 3 dat Jesus 'n halfbroer gehad het met die naam van Johannes, van Judas en Jakobus. Waarna hierdie dan verwys? Verder, Johannes 7 vers 5 sien ons dat hulle sê, Here, u broers is hier om u te sien. En hy sê vir hulle, julle is my broers wat die wil van God doen. So ons sien, kom agter dat sy broers hom nog verwerp het as die Christus. In Handelinge 1 vers 14 lees ons dat die broers van die Here Jesus saam met die moeder in die bofortrek was en gebid het. Daardie broers wat voorheen nie met hom geassosieer was nie. Daardie broers was later in die bofortrek in Handelinge. En dan lees ons heel laastens in 1 Korintiërs 9 vers 5 dat Paulus noem dat die broers van Jesus ook ywerig arbei vir die saak van die Here, wat vir ons kosbaar is om te weet dat hulle het aangegaan met die werk van die Here, daarom dan dat hierdie boek dan ook vir ons opgeskryf is en dat dit 'n boek is wat behoue gebly het en een van die boeke is wat gereken is deel van die Nuwe Testament. Nou ons het baie vrae in die tyd waar ons leef oor watse boeke is waardig geag, juis as ons kom by Judas. Want Judas maak melding van die boek van Henog. So dan word gevra, watse boeke hoort in die Bybel, watse boeke hoort nie in die Bybel nie. Hoort hierdie boek in die Bybel? Nou daar is in die einde van die 1ste eeu, met ander woorde, voor die 100 na Christus, is daar reeds 24 boeke deur die apostels, disippels en die kerkvaders betroubaar genoeg gevind om deel te word van die Ou Testament. 24 van die 27 boeke. En dan het Openbaring bygekom, dan oor 25. En dan die ander twee, een van hulle is heel waarskynlik die boek Hebreërs en die ander een is ek onseker van. Maar dat Judas dan betroubaar genoeg geag is, hoewel ons ook verder weet dat hierdie brief is na Petrus geskryf. En dat hierdie brief aan die mense geskryf word aan wie Petrus geskryf het. En dat hierdie brief dan verse van 2 Petrus 2 en 2 Petrus 3 aanhaal om vir Petrus te versterk en sê, dit het die apostel, vers 17, dit het die apostel aan julle geskryf. En dan gee presies weer wat Petrus geskryf het. Daarom is hierdie dan 'n betroubare bron. En in daardie tyd het hulle hom dan ook erken en geweet wie hom geskryf het en dat hy deel was en betroubaar genoeg geag is. 2 redes hoekom hierdie brief geskryf word. Die eerste is om die goddeloses te vermaan en tweede is om die kinders van die Here te bemoedig. Daardie 2 redes. Nou, baie keer dan lees ek in die Bybel, dan kom ek agter hoe Paulus sekere ouens aanspreek. En hoe sekere mense sleg gesê word. Byvoorbeeld vat Hermeneus en Alexander, wat kan die Satan oorgelewer het sodat hulle kan. Dis erge aanvat, dis erge taal om te gebruik. Wanneer Paulus sê, ek dank God. Dis hard om so te sê. En hier in hierdie brief vind ons sulke sterk uitlatings teen sekere mense. So kom ons begin by vers 3, of dalk net eers noem dat die boek is geskryf in 'n militaristiese sin. Wanneer hy in vers 3 vir hulle kom ons lees vers 3, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur die skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof. Hierdie is militaristies, dat julle bevind julle self op 'n geestelike oorlogsvoering, wanneer julle besig is met die werk van die Here. Want daar is stryd en daar is aanslag van die sielevyand af. Hoe hy selfs dan in hierdie hoofstuk boek vir ons iets bekend maak van die aanslag van die duiwel en hoe die duiwel gestry het
teen die engel Michael, ja, as ek reg is. Ja, Michael, oor die liggaam van Moses, dis reg. Iets wat hy dan bekend maak, wat geen ander skrywer vir ons bekend maak nie. So ons sien, hy skryf in 'n militaristiese sin, en dan, wanneer hy praat van kinders van die Here, moet julle tog oplet, die manier en die woord wat hy gebruik. Hy gebruik die woord bewaar. In vers 1 het ons gelees, die laaste sin, wanneer hy sê, geroep in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Hy sê dat kinders van die Here word bewaar. Met ander woorde, daar is 'n hand oor kinders van die Here. Die Engelse beskrywing is carefully watched and guarded. Deur die Here word kinders van die Here bewaar. Soos 'n kosbare item wat jy het, en jy kyk daarna en jy bewaar dit en jy hou dit skoon. Net so praat hy oor kinders van die Here. Hulle word bewaar. In vers 1 lees ons dit. In vers 6 praat hy oor die engele wat hulle self nie bewaar het nie. In vers 13 sê hy, maar hulle sal bewaar word vir die verdoemenis. As ons daarby sal kom, Nanna. En dan vers 21. En julle self in die liefde van God bewaar. Julle moet julle self ook bewaar. In die liefde van God. En dan vers 24. Aan hom nou, wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar. En julle sonder gebrek voor hom, voor sy heerlikheid te stel, met gejuig. So ook hy bewaar ons. Verdere gedagtes wat om te noem oor die boek, is dat alles balanseer op 'n punt. En hierdie punt, wat sal jy sê is die grootste aanslag in die tyd waarin ons lewe? Wat wil kerkgroepe, heidense nasies, ander gelowe, wat wil hulle vandag bewys? Die groot bewys is om te bewys dat Jesus is nie God nie. En dis die punt waarop hierdie boek dan ook skeiding maak. Hulle wat erken dat hy die seun van God is en hulle wat nie erken dat hy die seun van God is nie. En hy kom by dit in vers 4 is dan die teks van oordeenking. Net gou teruggaan na vers 3, klaar lees. Deur my skrywer vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So hy praat met die kinders van die Here dat hulle bewaar is en dat hulle heilig is. Hulle is eenkant gesit vir die Here se gebruik alleen. En dan sê hy daar, dit wat aan die heiliges oorgelewer is. Wat is aan ons oorgelewer? Wat so kosbaar is dat hy skryf hier in vers 3, hy het gevoel in sy hart dat hy moet hieroor skryf. Wat is aan ons oorgelewer? Paulus skryf, rentmeesterskap is aan ons toevertrou. En dit is die evangelie. Wat aan ons oorgelewer is, wat aan ons toevertrou is, die boodskap van die Here wat ons moet verkondig. Vers 4, die teks van oordeenking. Want sekere mense. En dan kom agter hoeveel keer hy praat van mense. Mense. Dink ek weer aan die oudtydse mense wat gesê het, 'n mens maak nie so nie. Hier skryf en hy sê, want sekere mense het ingesluip, wat lank tevore al opgeskryf is, vir hierdie oordeel, hy noem hulle, goddelose. Hoe sal jy voel? As daar geskryf word,
goddeloos. Hy's goddeloos, godloos. Hulle is goddelose mense. Weer, mense. Wat het hulle gedoen? Hulle het die genade van God verander. Wat is die genade van God? As ons die genade van God moet beskryf in 'n persoon, dan word hy beskryf in die persoon van Jesus Christus. So hulle het daardie boodskap van die Here Jesus verdraai. Genade van onse God verander. Hulle verander die boodskap in ongebondenheid. En die enigste heerser, God en onse Here Jesus Christus verloon. So hy noem die Here Jesus en God hier in een sin. En hy praat in die oorspronklik van hulle as een persoon. Of een wese. Twee persoon, een wese. Soos u sal die teks seker ken, Deuteronomium 6 vers 4 as ek reg is. Die Here onse God is 'n enige Here. Hy's uniek en daardie een praat van 'n trosdrywe. Hy's een, maar hy's 3. Maar hy's een. So daar noem hy die mense, goddelose mense, wat God en die Here Jesus verloon. Die godheid van die Here Jesus wil aantas. Vers 5. Maar ek wil julle daaraan herinner. Al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Verwys na daardie mense wat goddeloos is, het hy omgebring. En die Here wat hy aan hier van wys, is verwys weer na Adonai, na die Here Jesus wat hulle uitgelei het. En hulle wat dan ongelowig was, wat hom nie geglo het in hom, dat hulle beloofde land kan binnegaan nie. En dan hulle wat Korag, Datan en Abiram, wat teen Moses gedra het, wat hy omgebring het, sê hy baie duidelik. En dan praat hy verder oor wesens, nie oor mense nie, maar oor wesens. Vers 6. Die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat, het hy veroordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier hierdie mense wat gehoreer het, as voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige verderf ondergaan. Nou hulle wat die straf van die ewige verderf ondergaan, verwys nie na die mense wat gehoreer het nie, maar dit verwys na die engele, wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie. En heel waarskynlik met vroue omgang gehad het. En dan is dit ook die bewering dat vanuit daardie omgang, seksuele omgang, met ander wesens, soos Sodom en Gomorra, die natuurlike met die vrou verkeer, en manne met manne en vrou met vroue, en net so ook die engele hulle nie self bewaar het nie, en dan uit daardie vrouens of seksuele verhoudings dan ook reuse en snaakse goed gebore was. Maar hier wat belangrik is dat daardie engele, wat hulle self nie bewaar het nie, hulle is tans voorbeelde gestel, terwyl hulle die straf van die ewige verderf ondergaan. So, ons weet, daar is nog niemand in die hel nie, maar daar is engele, wat in 'n sekere plek geboeid is. En die straf van die ewige verderf, wat eintlik verwys na die hel, of 'n soortgelyke plek as die hel, in kettinge bewaar word, omdat hulle beginsels nie ingebly het nie. Nou praat hy verder oor die mense, vers 6. Tog besoedel ook hierdie mense, net so in hulle dromery die vlees, en verag die heerskappy, en laster die heerlike wesens. So hy brei uit oor hierdie goddelose mense. Maar hy wil nie
oor hulle eintlik half oordeel nie. Daarom sê hy in vers 9, maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in worstelstryd was, oor die liggaam van Moses het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar gesê, die Here bestraf jou, o Satan. Die Here bestraf jou. Versigtig wees soms. Spreek ons die duiwel aan, en ek kom amper agter dat, veral, ek weet nie of ken u vir Royes straf nie, die ou is lief, om met die duiwel in gesprek te gaan, onder gebedstyd. En dit moet op kamera wees, so die mense dit kan sien. Die Here bestraf jou, duiwel, jy wat die liggaam van Moses, die Here bestraf jou. Dalk versigtig wees, hoe mense praat. Verder gaan aan vers 10, oor die mense. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle soos, hoor wat sê van hierdie mense, redelose diere. Hulle is redeloos, hulle het geen nut vir hulle nie. Op natuurlike wyse verstaan. Daardeur gaan hulle te gronde. Wie hierdie mense? Wat doen hierdie mense? Onthou, wat doen hulle? Hulle wil die godheid van die Here Jesus afbreek en verloon die Here Jesus. Wie hulle? Want hulle het die weg van Kain, so hier's 3 voorbeelde wat hy hier noem. Kain, hulle het die weg van Kain bewandel, om die loon oor hulself in verleiding van Biliam gestort, en in die verset van Korag omgebring. So hier is 3 wat hy noem, wat ons kan oplet. Hy praat dan oor Kain, Biliam en Korag. Vers 12, daardie mense, hulle is skandvlekke. Maar die woorde net daarna is so mooi. Hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye. Wanneer ons na 'n nagmaal agterbly en ons eet, wat word dit genoem? 'n liefdesmaaltyd. Wanneer kinders van die Here saam verkeer in julle liefdesmaal, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaal, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer. Verder beskryf hy hulle as waterlose wolke. Baie keer dan is die kerke vol en mense raak so opgewonde en die kerk sit massas vol. Maar die vraag is, hoeveel van hulle is waterlose wolke? Hulle beteken niks. Baie keer dan moet ons die keuse maak in families en in sekere kringe. Wie gaan ons bystaan? Gaan ons die een in die familie bystaan wat hulle eintlik uitskuif omdat die persoon gered is? Of gaan ons die ander in die familie bystaan wat die geld het? Dan moet ons 'n keuse maak. Staan ons die kind van die Here by of staan ons iemand wat geld het by? Hulle is waterlose wolke, deur die wind rondgedrywe. Bome in die nasomer wat sonder vrugte is. Ek luister baie sosiale media oor predikers en hoe hulle mekaar aanvat en hoe seker is, hulle deur hulle taal gebruik, kan ek klaar agterkom. Hulle het nie die vrugte nie. Daar's ander predikers waaraan antwoord en soveel sagmoedigheid en soveel liefde, en die ander kom soos wrede wolwe na vore. Hulle het nie die vrugte nie. 2 maal gestorwe. Hulle het 2 keer gesterf. Hulle is dubbel dood. Hulle is morsdood. Hulle is doder as dood. Hulle is dode. Ontwortel. Woeste golwe van die see
wat hulle eie skandes laat opskyn. Dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Hoor jy praat Judas oor hulle wat durf raak aan die godheid van die Here Jesus. En dan vers 14 en 15 is die vers wat twee verse wat uit die boek Henog gehaal word. Net so kortliks hanteer, hoekom is die boek Henog nie in die Bybel ingesit nie, of is hy uit die Bybel uitgehaal? Nee, hy is nooit ingesit nie. Hoekom? Want 2/3 van die brief het weggeraak. So as die Here daardie brief in die Bybel wou gehad het, dan sou hy hom behoue gebly het, soos die toe daar begin aanslaas op die Bybel, toe word die Dead Sea Scrolls ontdek en dit word bevestig, maar dis die boeke wat die Here vir ons bewaar het. So daar's ander boeke wat nie bewaar is nie. En dis oorgeskryf en die oorspronklik daarvan is nooit behoue nie. Daarom is die boek van Henog nie ingesit nie, maar dat daar sekere gedagtes was wat onder die Jode gepraat is, daarom dat Judas 2 verse hier insit wat vir hom, wat vir die Jode aanvaarbaar was, en wat hulle heel waarskynlik geken het. Daarom kan ons hierdie 2 verse aanvaar. Maar die ander verse van die boek van Henog kan ons aanvaar nie. Hoekom? Want 2/3 van dit is deur mense later bygebring. As ek reg is, ek wil amper sê in die 2de eeu, 200ste eeu, daar is dit eers bygebring. Ons lees die 2 verse uit Henog. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-tal om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. So hulle spreek teen God, sê Judas, skryf hy van Henog. So Henog het al gepreek. Wanneer? Die oupa grootjie van Noag, as ek reg is, die 7de van Adam af, het gespreek oor daardie goddelose mense wat teen God gespreek het. Vers 16, hulle murmureerders wat oor die lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel, typies volgens hulle eie begeerlikhede wandel hulle, en hulle mond spreek, is hierdie van die Here, trotse woorde. Te sê hoe goed is hulle self, hulle eie lof te verkondig, terwyl hulle mense vlei, terwille van hulle woorde. Dis die goddelose kant, en nou begin hy die kant van die Here. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd, hier word nou aangehaal uit 2 Petrus 2, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Weer sien ons, goddelose. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So hy praat hier van verwag en vers 18. En ja, vers 18. Spotters wat daar in die laaste dae sal wees.
baie spotters wat spot en vra, maar waar is die koms? Dit is al 2000 jaar later en waar is die koms? Wat julle oor gepreek het in 1980 en 1970 en hoe daar sterk wederkomspredikers was. En in die tyd waar ons lewe spot hulle. En vra maar wat het geword daarvan? Maar julle wat dit verwag, hou aan. Vers 22. En aan sommige wat twyfel. Hier is twee goed wat hy sê. Daar is kinders van die Here wat twyfel. Kom die Here nog? Kom hy nie. Wat moet julle doen met 'n kind van die Here? 'n Kind van die Here wat die Gees het wat twyfel. Hier sê hy, eerstens, julle moet hom barmhartig wees. Maar ander moet julle met vrees red. Hulle wat nie gered is nie. Hulle moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. Daar's mense wat gaan brand in die hel. Hy skryf hier vir die kinders van die Here en hy sê, daar is sommige wat twyfel, hulle moet julle barmhartigheid, maar daar is sommige wat ongered is, wat julle as te ware uit die vlamme van die hel uit moet ruk. In die laaste tyd, wanneer julle die koms van die Here verwag, dan moet julle hulle as te ware uit die vuur ruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Met ander woorde, julle moet die sonde haat. Nie net God lief het nie, maar julle ook die sonde haat. En dan sluit hy weer af met 'n seën as te ware aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser. God ons verlosser. Die wat ons los gekoop het, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag, mag nou tot in alle ewigheid. Amen.